Welkom by Sondag 28 September 2025. Ons praat oor vrygewigheid en hoe kan ek geestelik groei en verantwoordelik leef deur te gee. Ons nooi jou om saam stil te word en saam vanoggend se erediens met ons mee te maak. Ons is so dankbaar vir God se genade en sy liefde in ons lewens. En ons wil dit sê in hierdie tyd. God het sy seun gegee, sy liefde vir ons gegee. En al wat ons kan doen is om uit ons harte uit sy liefde te leef. En sy liefde lyk en is en klink verskillend, want ons is verskillend. En sy genade en sy liefde werk verskillend in ons harte. So ons glimlag lyk anders, ons entoesiasme lyk anders, ons manier van gee lyk anders. Twee Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 7. Ons wat hierdie skat in ons het, en hierdie skat is 'n terugverwysing na Paulus wanneer hy met die Korintiërs praat oor wie hy is en hoe opgewonde hy is, hoe passievol hy is oor die verkondiging van die boodskap. En die boodskap sien hier van vers 4 af. Hulle is die ongelowiges wie verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus af uitstraal. So Paulus kom sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Hierdie skat is binne in ons, en as die krake van die kleipot ooprek, dan is dit die lig van God, die boodskap van die Here Jesus Christus, wat deur die krake skyn. En dan praat Paulus oor lyding, dan sê hy, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Christus het gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy leef en sy lig skyn deur ons. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle elkeen het die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, en daarom het ek gepraat. Ek het geglo, die boodskap is in my, en daaroor het ek gepraat oor die boodskap wat in my is. Nee, ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Geliefdes, dis 'n teks wat ons nie maklik kan laat verbygaan in hierdie preekreeks van ons oor dis 'n vreugde om te gee nie. Want ons voel nie baie keer soos vreugde nie. Want ons liggame kry swaar in siekte, in benoudheid,
Ons liggame kry swaar in die ekonomie en in verbrokkelde verhoudings. Verhoudings wat nie lekker werk nie, waar daar na mekaar gekyk word met naaiwer, eintlik met veragting, ons agteraf met mekaar van mekaar praat en ons die dolke in ons rug voel as ons verbyloop, die kyke van mense wat eintlik vir ons lief behoort te wees, maar eintlik besig is om ons af te breek agter ons rug. Ons is broos in die verdrukking. Ons het nie antwoorde nie. Van die wêreld waarin ons leef, is 'n wêreld wat nie vir God ken nie. So hulle kyk na ons en dan sien hulle ons en hulle kyk ons fyn uit. O, julle is Christene. O, julle het mos nou al die antwoorde. O, julle het mos, julle dink mos julle weet van, nee. Maar eintlik weet julle niks, man. Want die God waarin julle glo is eintlik maar 'n grap. Dis, ek lag vir julle. Hoe kan julle nie goed glo wat julle sê? Ons antwoorde word dikwels in twyfel getrek wanneer ons probeer help. Wanneer ons langs iemand begin buig en sê, maar weet jy, ek sien jou liggaam is sterwend. Ek sien jy's besig om te sterf. Maar in God is die lewe. In die Here is die lewe aan die werk. In jou is die Here aan die werk. Want al sterwe jy nou gaan jy 'n ewige toekoms tegemoet. In die ewigheid gaan jy sonder pyn wees, gaan jy sonder swaar kry wees, gaan jy sonder die aanvegtinge van die boosheid wees. Paulus sê, ons is maar kleipotte wat maklik breek. Ons is maar broos. Ons is nie so sterk as wat ons dink nie. Baie keer dink ons kan 'n klomp aanvegtinge teëstaan. Ons kan die vyand tromp oploop. Ons is vol entoesiasme, vol ywer. Maar dan slaan die vervolging toe. En dan word die krake net al hoe meer sigbaar. Ons eie broosheid. Maar God dank, hy laat ons nie in die steek nie. Paulus sê, ons word platgeslaan, maar ons word nie vernietig nie. Dis deel van God se plan om die skat van die evangelie deur kleipotte, deur brose, fyn kleipotte aan die wêreld te bring. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet ons krake en ons pyn op 'n manier so manipuleer dat die lig kan skyn. Die evangelie, hulle wat swartmoedig voortploeter in die wêreld, hulle pad kan belig sodat hulle kan sien. Paulus stel dit sterk. Die dood werk in ons sodat die lewe en julle kan triomfeer. En Paulus sê, maar ek is aan die sterwe, my paadjie is uitgekap vir my, ek gaan verby. Maar ek moet vir julle die skat oorhandig. Ek moet vir julle 'n skat gee wat julle kan motiveer om nog te bly leef, om ander te bly vertel. Want in my lê is die lewe aan die werk. Die ewige lewe is in my aan die werk. Dietrich Bonhoeffer skryf oor die koste van disippelskap. Hy skryf roerend daaroor in 'n boek en in verskeie boeke en ek wil graag vandag en dan ook volgende Sondag bietjie meer dit prakties gaan toepas oor die koste van disippelskap. Vandag wil ek uiteindelik maar net begin deur dit te noem. Te sê, Bonhoeffer sê, die skat wat in ons het, is nie goedkoop nie. Dis nie goedkoop genade nie. En ek dink dis die eerste ding wat ons aan moet vashou is, dis 'n kosbare genade wat aan ons gegee is. 'n Genade wat God sy seun gekos het, sy lewe prys gegee het. Maar dis ook so kosbaar omdat hy sy lewe prys gegee het, is daar vir ons 'n nuwe lewe
aan die einde van die tyd. So ons word geroep, ons word uitgeroep om sy disippels te gaan wees in die wêreld. Ons word uitgeroep om ten spyte van ons eie gebrokenheid, van ons eie nuttelose bestaan, op te staan en te sê, ten spyte van dit, ek kan nie baie gee nie. Ek kan nie baie gee nie. Maar wat ek kan gee, is die skat wat in my leef. Is die boodskap van die lewende Here Jesus Christus, wat in my leef. En daarom sê Bonhoeffer, is dit so belangrik om te besef, dat Jesus sy disippels uitgeroep het, hy het vir hulle gesê, volg my. En dan het sy disippels geantwoord, Here, wag net nog so 'n bietjie, ek het nog so 'n paar uitdagingkies gou hier. Ek net gou hierdie uitdagingkies gou afhandel voor ek kom. En dan hoor ons hoe Jesus eintlik maar, jy weet, so eintlik met sy voet teen die grond stamp en sê, maar weet jy, ek het nie tyd vir jou om te wag, om jou uitdagingkies af te handel nie. Ek wil jy moet saam met my kom, en dis nou. Jy moet nou kom. Nie later nie, nou. Jy moet nou kom. Nee, Here, ek het nog soveel, ek is nie goed genoeg nie, ek het nie die regte woorde nie, Here, ek het nie die antwoorde nie, hoe kan ek help, hoe kan ek, Here, ek is nie reg nie. Dis nie wat die Here vra nie, hy vra, kom volg my. En dit beteken dat ek as mens nie self die voorwaardes kan bepaal nie. Ek kan nie bepaal met watter voorwaardes ek kom nie. Ek kom met gehoorsaamheid. Ja, Here, hier kom ek, net soos wat ek is, met my stikkendheid, met my gebrokenheid, met my sonde, met alles wat ek is. Here, hier's ek. Dis wat Jesus van my vra. Hy vra onmiddellike, radikale gehoorsaamheid. Onmiddellike, radikale gehoorsaamheid. Selfs al beteken dit dat jy jou werk moet bedank, jou sekuriteit moet prysgee en jou familie moet agterlaat. Staan so in die skrif. Los die dooies dat hulle self gaan begrawe. Kom volg jy my. Dis Jesus se woorde, Jesus se uitroep. Dit is belangriker dat ons praat oor die skat wat in jou leef, as om die dooies en die dooie bestaan, aanhou te wil gaan voed. Hou op om jou dooie bestaan te voed. Hou op om te dink dis wat jy mee moet besig wees. Die Here roep ons uit om te midde van ons gebrokenheid sy lig te gaan verkondig in die wêreld. Bonhoeffer sê verder, dat gehoorsaamheid en geloof kan nie geskei word nie. Geloof sonder gehoorsaamheid is nie ware geloof nie. Gaan lees maar die woord. Gaan lees maar Jakobus, wat geloof sonder werke is dood. Ware disippelskap is gehoorsame geloof. 'n Lewe wat deur Christus se woord gevorm is. Gehoorsaamheid sonder geloof daarteen is 'n stuk wettisisme. Ek het so geleer om kerk te kom elke Sondag. Ek het so geleer om kerk te kom elke Sondag. En ek sit hier omdat ek elke Sondag moet kerk toe kom. Maar is die skat lewend in my hart? Is daar 'n brandende lig wat so deur my skyn dat almal dit kan sien? Of kom sit ek maar net hier en ek is kwaad en ek is ontnigter en ek het 'n klomp goed oor die kerk te sê en ek het 'n klomp goed oor die gemeente te sê en ek is negatief en ek is donker. Die dood is aan my in die werk, maar ek sit hier. En dan wil Bonhoeffer sê, dan moet jy mooi gaan dink. En dan wil Paulus vanmôre vir jou sê, jy moet mooi gaan dink. Want in jou, as jy toelaat dat jy in jouself in weer gaan inklim vanmôre en jy gaan soek 'n bietjie
En jy gaan ontdek weer dat daar 'n liggie is, ver daar ergens brand daar 'n liggie. En dis die liggie van die geloof wat daar is in Jesus Christus. Hy het sy seun na die aarde toe gestuur, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16, ken jy dit nog? Onthou jy dit nog? Kan jy dit oproep in die nag? In die nag wanneer jy worstel oor die donker wat jou wil oorweldig. In die nag wanneer alles jou teen die mure wil uitdryf. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat julle die ewige lewe kan hê in oorvloed. Ja, dit vra dat ons die kruis moet dra, sê Bonhoeffer. Bonhoeffer sê disippelskap beteken om jou kruis op te neem en bereid te wees om vir Christus te ly, om swaar te kry. Maar dit gaan baie mooi, ons moet mooi verstaan, die kruis is nie die ongeluk of swaar kry in die lewe in die algemeen nie. Maar dit is spesifiek die lyding wat ons verduur, omdat ons Jesus Christus se lig wil laat skyn. Ja, ons moet sy kruis dra. Ons moet hom kan verdedig in die werkplek. Ons moet hom verdedig in die huis. Wanneer ander mense die boodskap van Christus wil doodmaak, moet ons opstaan en sê, maar dis nie wat Jesus wil hê nie. Sy liefde lyk nie so nie. Jesus se liefde lyk nie so nie. Sy liefde lyk anders. So, as ek die werkers minder wil betaal as wat hulle verdien, dan moet ek kan opstaan en sê, dit lyk nie so nie. Jesus se liefde lyk nie so nie. Jesus het gesê, die arbeider is sy loon waardig, betaal hom sy loon. Hy het gewerk daarvoor. Om Christus te volg, is om die weg van selfverloning en diens te loop. En diens beteken, geliefdes, om iets van iemand anders te loop doen, om 'n prysgawe van myself, om iets van myself weg te gee, sodat die koninkryk gedien kan word, sodat iets kan gebeur. So diens beteken om op te staan waar ek nou is, in die gemeente, en te sê, ek is bereid, ek sal volgende jaar, by die kermis sal ek 'n tafel neem, ek sal 'n tafelkoördineerder wees, ter wille van die koninkryk. Sodat ons by die tafels kan aansit by kermis en daar verhoudings gebou kan word, honderde nog verhoudings kan bou, en dat ons nog meer mense kan innooi in die familie van Suid, wat 'n familie is, wat omgee, wat met omgee liefde na mekaar omsien. So ons gee soveel om dat ons self vir die kat sal kos gee. Ons sal sorg dat ons wêreld waarin ons leef iets van sy liefde verstaan. Ons sal opstaan om te gaan dien. En ons weet mos nou, dit kom nie sonder klappe, en dit kom nie sonder stampe nie, en dit kom nie mos sonder veragting nie. Mense wat by jou verby is, ag, jy wil nou sommer net weer gesien word. Jong, jy wil sommer net weer voorloop. Jong, jy wil sommer net weer dit en dat. En ag, weet jy, ek is nie regtig, ek hou nie regtig van hoe die manier waarop jy wil gee nie. Dit afronteer my. Dit is so. Maar dis die koste van disippelskap. Om Jesus se liefde te bly gee. Al wil mense dit nie eintlik hê nie. Al wil mense dit eintlik nie ontvang nie. Bly dit maar gee. Want dis waarvan ons geroep is. Jesus het dit gedoen. En keer op keer het hy vir mense, het hulle met hom in stryd getree, het hulle met hom in strydgesprekke betrokke geraak, die Fariseërs, die Sadduseërs, oor die manier waarop hy wou gee, die manier waarop hy sy Vader wou dien, en hulle het net gedink, nee, ons wet is belangriker, ons wet en ons manier van doen is belangriker, en Jesus het net nie gesê, nee, dit is nie. Ons is 'n gemeenskap ons is 'n pelgrimsgemeenskap, ons is 'n gemeenskap van pelgrims, wat elke Sondag kom, en in die week gaan ons uit in die wêreld in, en ons gaan wees pelgrims met 'n boodskap.
Pelgrims met 'n boodskap. Ons gaan stap langs mense en ons bemoedig hulle op 'n pelgrimsroete en ons sê vir hulle, maar weet jy, kom ons, terwyl ons hier is, terwyl ons stap, kom ons dink oor wie het hierdie geskep, wie het hierdie gegee, hoe het daai gebeur. Kom ons connect die klein, die vlammetjies van lig wat daar is. Kom ons sit dit by mekaar en ons sien ons die groot simfonie van God se lig raak. En as ons wegbly van die gemeenskap van gelowiges af, as ons wegbly van die eredienste af, as ons wegbly van die samekomste van die gelowiges af, dan kan ons nie al die vlammetjies en streepies by mekaar trek nie. En ons weet mos daai ou inkleerboeke wat ons gehad het toe ons kinders was. Mos sulke nommertjies wat oralste was en dan moes jy mos nou so van die een na die ander toe trek. En as op die ou en as jy by al die doontjies verbygegaan het, dan het jy die volle prentjie gesien. Geliefdes van die Here, Kunsefees Suid vanmôre, Suidkerk. Orals brand daar vlammetjies. Ons verantwoordelikheid as pelgrims is om van die een vlammetjie na die volgende te trek en seker te maak dat ons die vlam van God kan aansteek. En al wat ons moet doen is, ons moet iemand saam met ons nooi. Kom jy saam met my? Kom saam met my. En kom ons gaan na Grief Share toe op 'n maandag aand. Ek weet, jy het swaar gekry. Hier's 'n klomp mense in jou omgewing oorlede. En jy kry swaar daarmee. Kom saam met my, man. En gaan luister ons net na die stories van hoe ander vertel hoe hulle deur hulle swaar kry gekom het. Wat het hulle gehelp? Hoe het hulle swaar kry oorkom? En eintlik moet ons net daaroor leer om daaroor te praat. As jy angs het en jy spanning het en jy weet nie meer hoe om die uitdagings van jou finansiële omstandighede te bowe te kom. Daar is iemand in die gemeente, hier's baie kundiges in die gemeente wat jou kan help om uit donker oomblikke uit te kom. As jy net onthou en raak sien, maar ek is deel van 'n gemeenskap wat omgee. Hier sit hierdie mense wat vanmôre hier sit. Weet jy, elkeen van ons het iets wat ons eintlik aanskakel. As iemand vir my vra, Henny, ek het 'n kind wat swaar kry. Wil jy net 5 minute gebruik om net met my gesels nie? As ek sê jou in die middel van die nag, kan jy my bel. Ek sal regop sit. En ek sal jou storie wil hoor. En ek sal saam met jou dit wil deel. En ek sal saam met jou wil loop. Elkeen van ons het so 'n skat in ons, wat ons vir iemand kan aangee. Maar as ons nie deel is van die gemeenskap, jy gaan niemand dit weet nie. En dan gaan ek met daai gawe van my dood. Omdat ek hier uitgereik het en gesê het, hier's ek is beskikbaar, ek kan help, ek sal gee, dit kan ek gee, want ek weet dit, weet die Here het dit vir my gegee. So, ons is 'n gemeenskap van disippels, ons is 'n gemeenskap van pelgrims disippels, en die kerk is geroep om as sigbare teken van Christus se liggaam in die wêreld te leef. Al kos dit ook 'n bietjie vervolging of verwerping. Bonnie versluit af in sy 6de puntjie en dan sê hy disippelskap teenoor die wêreld. Die wêreld verstaan nie altyd die weg van disippelskap nie. Want dit lyk soos dwaasheid. Dit lyk eintlik so swakheid. Tog is dit juis deur die swakheid van die kruis dat God se krag te volle geopenbaar word. Toe Jesus uitroep aan die kruis, die koning van die Jode uitroep aan die kruis, dit is volbring. Toe hy sy hande heeltemal oopmaak en hy alles gee, toe wen die wêreld. So ware disippelskap vra, geliefdes, dat ons hande sal oopmaak en dat deur ons krake die lig en die sout sal uitvloei na 'n wêreld wat dit nodig het. Dink vir 'n oomblik na. Waarna toe
roep die Here jou vanmôre? Waarna toe wil Paulus jou vanmôre uitroep en sê, kom na my toe. Kom dat ek met jou praat oor die lig, die skat wat in my leef. Kom ontdek weer opnuut God se skat in jou hart vanmôre.